opskrif is, die Here my lig en my heil. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaadoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank. Ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Hoor o Here, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my. Van u sê my hart, soek my aangesig. Ek soek u aangesig, o Here. Verberg u aangesig nie vir my nie, wys u knegt nie af in toorn nie. U was my hulp, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teestanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan en my wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Kom ons sluit net die oë. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons hier by mekaar kan wees as die kinders, dat ons ook as lidmate van die gemeente toegerus kan word, en dankie dat ons vanoggend ook versterk is na die uiterlike mens, met die kos wat ons nou saam kon geniet. Dankie Here dat ons ook nou na die innerlike mens versterk kan word, en u gee dat u deur u woord en deur u gees in ons harte sal werk. Juis hier waar ons dan ook vanoggend wil kyk na die erediens as die hartklop van die gemeente, van die kerk. Ons wil vra Here, seën ons ook in ons saamwees en gee dat ons u naam sal verheerlik met alles wat ons doen. Amen. Goed, daar klop die hart. En ons wil dan ook baie graag kyk na hierdie hartklop van die gemeente. As ons sê, dit of dat is die hartklop van hierdie organisasie, of van die gesin, of van watse instansie ook al, dan bedoel 'n mens, dit is in die sentrum, dit is die belangrikste, dit gee lewe. En as 'n mens nou kyk na hoe 'n hart veronderstel is om te funksioneer, dan weet 'n mens hoekom die hart so 'n belangrike orgaan is, en dat hy ook hierdie waarde kry om te sê van iets is die hartklop van die organisasie, of ons wat nou sê die erediens is die hartklop van die gemeente. So dit staan in die sentrum. As ons dan na die sentrum van die kerk kyk, vra ons, wat is in die sentrum? Kan ons regtig sê dat die erediens spesifiek die prediking, die hartklop van ons kerk of van ons gemeente is? So ek kan nou nie alles sê oor hierdie beeld nie. Ek wil hê ons moet 'n bietjie dink ook oor wat dit sou beteken en hoe dat die hartklop ook werk. Daar's 'n interessante ding as 'n mens nou gaan kyk na hoe die hart funksioneer. Ek het nie presies geweet nie, of ek het dit geweet en vergeet, en dit was vir my 'n verrassing toe ek nou weer van die prentjies op die internet sien. Want 'n mens weet die eerste hartkamer werk met bloed wat suurstofarm is. En dis interessant, so die eerste plek waar die bloed heen gaan, waar die hart die bloed heen pomp, is longe toe. So daai hele klop gaan deur die longe
en dat jy kan suurstof optel, en dan kom die bloed terug van die longe af in die hart, en die tweede klop stuur dit dan deur die res van die liggaam. Dit was vir my interessant geweest dat die hart eintlik primêr die longe van bloed voorsien vir die suurstof, en dan na die verskillende organe toe, of ledemate toe. So as ons ook kan dink in terme van waar tel ons suurstof op en hoe word ons gebruik, en ons dink aan die erediens, dan dink ek behoort daar interessante gedagtes vir 'n mens ook hieroor in te gaan. So die vraag is, as ons dan na ons erediensbywoning kyk in die gemeente, hoe lyk dit in die hospitale? Ja, nou wil daai ding nie werk soos wat hy moet nie, hy wil nou seker opgeklik wees. Ja, dit is nie reg. Kom nou. Daai hart het geklop, en hierdie ding moet nou veronderstel wees. Om nou die bewegende prentjie te hê. En ek dink ons almal weet, in 'n fliek gebruik hulle hierdie effek baie dramaties van hierdie EKG prentjie wat so gaan. En dan veral as die streepie begin loop. Nou ja, ons het in die gesin en die familie, het ons nou in die tyd wat ons weg was met my skoonpa, het ons nou so ietsie daarmee te doen gehad. Met sy hartondersoeke goed was sy hartklop baie onreëlmatig. En dan klop hy, en dan vir 'n ruk lank, dan is daai hartklop weg. Ja, natuurlik as 'n dokter dit agterkom, gaan hy iets daaraan doen, want dis nie goed dat jou hart 'n bietjie klop, 'n paar kloppe gee, en dan op daai streepie gaan, en vir 'n tyd dan nie reg is nie. Ja, pas al gee die dit nou reg gedoen, reg gemaak. So hoe lyk ons erediensbywoning? Kan ons ook in ons gemeente regtig tevrede wees? Ons gaan nou binnekort met die visitasie, gaan ons ook vir 'n buurgemeente verslag ook moet gee oor ons erediensbywoning. Ja, en ons kan dalk sê, die kerk is daarom nou weer voller as wat hy was, net na COVID. Maar iemand het ook op 'n stadium gesê, ons kry in die gemeente nuwe lidmate by, en nuwe lidmate by, en nuwe lidmate by, maar dit lyk nie of die kerk voller word nie. So waar staan ons met ons erediens bywoning? Ek is nou nie presies seker nie. Hendrik, in die kerk, hoeveel sitplekke skat jy is al min of meer? 380. So as die kerk vol is, en hier sit 'n klompie mense in die saal, hoeveel die diakens, hoeveel mense sit in die saal op 'n Sondag? Rondom 20? Meer as 20? 20, 30? So as ons hier rondom 300, tussen 300 en 400 bywoning het vir die erediens, dan kan nou sê, dis goed, dan is vol, en dit lyk besig. Maar as ons kyk dat ons 'n rapsie oor die 1000 groot en klein altesaam is, dan is 'n vol kerk nie noodwendig 'n goeie teken. Goed, so wat sê ons van ons erediens? En is die erediens werklik, wat sê die EKG van die Here ook van ons erediensbywoning? So my vraag hier is, wat kan ek self daaraan doen? Bo en behalwe om self gereeld in die erediens te wees. Ek dink mense gaan agterkom as dit jou gewoonte geraak het, en goeie gewoonte, ek praat nie van om kerk toe te gaan as 'n slegte gewoonte nie. As dit jou goeie gewoonte geword het, omdat die Here jou dryf om kerk toe te gaan, en vir een of ander rede mis jy 'n erediens, mis jy 'n Sondag, dan voel jy jou weekloop ook so, dat daai streepie is plat. So ja, ons wil graag hê dat die EKG van ons eie erediensbywoning, dat hy die regte ritme gaan hê. Maar wat kan ons doen in terme van die gemeente, in ons wijk?
in die posisie wat ek is, of ek nou kerkraadslid is, en of ek nie op die kerkraad is nie, met die mense wat ek ken, is daar iets wat ek kan doen aan erediensbywoning, behalwe om self gereeld daar te wees. Want op die einde gaan ons ook sien, ek dink ons moet maar 'n bietjie daaraan dink, dat ons maar ook iets kan doen, en nie net vir jouself verantwoordelikheid neem nie. So wat leer die Bybel ons oor die erediens en oor die prediking? Nou hier gaan ek nou 'n paar goed sê wat julle waarskynlik weet, en wat julle hopelik in ons gemeente beleef. 1 Korintiërs 2 vers 2 is Paulus se bekende en wonderlike uitspraak, dat hy sê hy het hom voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Nou, my en Hesse streep het dan nou nie laas Sondag so geloop nie, ons was op die pad gewees en ons het in die kar geluister na die erediens wat op die openbare uitsaaier op die SABC was, maar dit was nie dit. Dit was nie 'n erediens waarvan 'n mens kan sê dat jy aan Christus blootgestel is en dat die hele erediens ingestel was om Christus en hom as die gekruisigde aan ons voor te hou nie. Inteendeel, dink die naam van Christus is net genoem. Pieter Willem, jy moet help want ek het dit vir jou ook aangestuur. Net met die wotum in die seëngroet is die naam van Christus genoem binne die seëngroet. In die preek geensins. Nou dan voel dit vir jou of jou hart 'n slag mis. En ek dink ons moet ook daai aanvoeling begin kry, dat as dit in die prediking en die erediens nie om Christus gegaan het nie, moet jy dan vir jouself afvra, was dit dan, wat was dit? Is dit dan nog 'n erediens gewees waarin jy deel gekry het? Of is dit iets anders? 1 Korintiërs 2 vers 2 sê vir ons dit behoort te gaan oor Christus. Bietjie vroeër in 1 Korintiërs lees ons daardie, en is ook die bekende gedeelte, ek gaan nou nie die hele versie gedeelte lees nie, maar dit gaan oor die dwaasheid van die prediking. En ek dink die aanklag oor die dwaasheid van die prediking kan vandag met reg ook kom. Sê, is julle nog van daai kerke wat dink mense moet kerk toe kom om na 'n preek te luister? Daar's ander maniere. Maar die Here se manier is die prediking. En selfs ook in Paulus se tyd het hulle al gepraat van die dwaasheid van die prediking, en dat die Here in sy wysheid dit behaag het om deur die dwaasheid van die prediking mense tot geloof te bring. En dan verkondig ons Christus wat gekruisig is, dit wat Paulus dan ook echo in 1 Korintiërs 2 vers 2. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Dit is waaroor dit gaan, dis die kern van die dwaasheid van die prediking. Want op die ou einde is dit die krag en die wysheid, dit wat die Jode en wat die Grieke gesoek het. Dis God se antwoord. En ek dink vandag is dit nog steeds so, dat die dwaasheid van die prediking is die krag van God en die wysheid van God, om dit wat menslik is, dan te bestaan. Johannes 17 vers 3 sê, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. En dit is tog waaroor dit ook gaan in die erediens, dat Christus so verkondig moet word, dat God so verkondig, God die enig so verkondig moet word, dat mense hom sal ken en deur te glo die ewige lewe kan hê. Romeine 10 is daar die bekende gedeelte, die volgende skyfie sal ook daarby aansluit. In vers 8-9 sien ons, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. So die verkondiging wat ek ook daar uitlig. En die volgende gedeelte is dan juis ook, hoe kan, as dit gaan oor geloof, hoe kan hulle glo as hulle nie hoor nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En dat 'n mens sien geloof, die hoor prediking, die Here gebruik hierdie goeders as die pakket. En daarom ook die appel wat ons het in vers 17. Wie het ons prediking geglo? So iets moet gebeur met die prediking. Dis nie net 'n kwessie van ek is in die kerk en die preek en die hele erediens is by die een oor in en by die ander oor uit nie, is dat ons moet dit glo en geloof en gehoor en prediking van die woord van God is aan mekaar verbind. Oeps, nou is hy bietjie vinnig.
Nou is 'n bietjie vinnig goed. As ons na die Bybel kyk, gaan ons sien, en dit is ook weer met die EKG streepies, as ons gaan kyk na hoe groot deel van die Ou Testament is die profete. En die profete se groot taak is om te verkondig. Ek het nou baie spesifiek Jona gekies, want 'n mens dink partykeer die profete is net bedoel vir Israel, net bedoel vir later die twee ryke, die noordelike ryk, die 10 stamme ryk, Israel en Juda, die 2 stamme ryk. Maar in Jona word die profete ook gestuur, en van die ander profete het dit ook, is gaan na die groot stad Ninive en verkondig. So ook in die Ou Testament kry ons al dat die verkondiging, dat die erediens baie verder moet strek as die baie eng grense wat om ons is. En ons sal sien hoe dat die EKG streepie van die verkondiging en die Here wat deur die verkondiging van die woord in die Ou Testament gewerk het, hoe dat dit mense lewend maak. In die Nuwe Testament weet ons Christus se bediening het gegaan oor die verkondiging van die evangelie. Hy het in al die stede en dorpe rondgegaan en hy het die evangelie van die koninkryk verkondig. En uit die aard van die saak, en daarop gaan ek nou nie in diepte in die mense nou baie daaroor kan sê. Dieselfde ook met die apostels. En ek het die gedeelte uit Handelinge 5 gekies. Ons ken die geskiedenis van Handelinge 4 en 5, Petrus en Johannes voor die Joodse raad, die verbod, julle mag dit nie verkondig nie. Ons beveel julle uitdruklik om nie hierdie naam verder te bring nie, bly stil. Op die ou ende ook die tronkstraf en die slaaf wat hulle gekry het, en dan Handelinge 5 vers 42, toe hulle uit die tronk kom die tweede keer, hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig. En wat is die evangelie wat hulle verkondig? Dat Jezus die Christus is. So ongeag die verdrukking en die verbod en wat ook al, as 'n mens nou dit kry, ek het in die week, Pieter Willem het vir my gesê, wetgewing in Kanada en Amerika is so, dat as jy preek en sê dat die Jode het Jezus gekruisig, dan is jy besig met haatspraak en antisemitisme. En dan kan ons maar dink aan al die maniere waarop owerhede deur wetgewing 'n mens aan bande wil hê om die woord van God te verkondig. Nou ja, genadiglik, ek weet nie hoe moet 'n mens preek, maar nou ja, ten minste kan daar in Kanada en in Amerika daarom ook nog gepreek word, maar ongeag van hoe die staat of owerhede of mense jou aan bande wil hê, dat ons ook moet sien dat ons nie moet ophou om die kern van die evangelie ook uit te dra, dat Jezus die Christus is nie. En daarom is dit ook belangrik dat ons weer die kerk moet verkondig. In die instelling van die sakramente het die Here gesê, julle verkondig die dood van die Here totdat hy kom. So, ons is nog nie daar waar hy gekom het nie, so dis die werk, dis waarmee ons besig is, in die erediens en ook wanneer ons nagmaal gebruik. Ons verkondig die dood van die Here totdat hy kom. In 2 Timoteus 4 vers 2, wat dan natuurlik ook die bekende opdrag is, dat ons moet verkondig, tydig en ontydig, en dat ons nie daarmee moet ophou nie, en dat dit die groot verantwoordelikheid van die kerk is in hierdie tyd, totdat Christus dan weer terugkom. Dat ons moet vermaan en leer en so meer. Christus moet die inhoud van die prediking wees. Ons het dit nou al reeds gesê. 2 Korintiërs 4 vers 5 sê, jy verkondig nie jouself nie. As jy nie Christus verkondig nie, al verkondig jy ander mense, dan is jy eintlik maar besig met jouself. En ek dink as 'n mens dit ook begin agterkom in die prediking, dat as dit nie oor Christus gaan nie, gaan dit oor die mens, en dan is dit maar oor jouself. Dan moet 'n mens weet wat se misbruik daar ook op kansels en in kerke plaasvind. En dan moet ons in 'n sekere sin ook kan sê, ja, kyk net hoe dat mense hulle onder die toorn en die oordeel van God bring, juis as dit nie meer oor Christus gaan nie, maar as die mens in die sentrum
van die erediens geplaas word. So dit sal interessant wees, ons gaan, Pieter Willem het gesê, by die studente moet 'n mens dalk ook 'n bietjie kyk na 'n paar preke, na verskillende soorte preke, dit 'n bietjie net evalueer, 'n bietjie daaroor gesels, want 'n mens raak so gewoond aan dit wat ons het, dat dit jy dink is oral so. En partykeer kom mense op ander plekke en dan sê hulle, ja nee wat, dis maar net soos daar by julle. En dan moet 'n ou kan onderskei, is dit maar net soos daar by julle. Want ons verkondig nie onsself nie, en 'n mens mag ook nie. In die kerk moet Christus as Here verkondig word, en ons is diensknegte. In Galasiërs 1 sê Paulus, al is dit 'n engel wat iets anders verkondig, moet dit nie aanvaar nie. Ja, die kans dat 'n engel iets anders sal verkondig as wat deur die woord geopenbaar is, dink ek is redelik klein, behalwe is dit die engel van die duisternis is wat hom voordoen as 'n engel van die lig. Maar maak nie saak wie of wat nie, die maatstaf is vas. So, wat se gesag ook al iets anders wil bring, moet dit nie aanvaar nie. Paulus praat ook daarvan, ek dink in 'n versie of wat voor dit, selfs al sou ons, die apostels, so as 'n apostel begin dwaal en iets anders bring, as dit wat al reeds verkondig is, laat hom 'n vervloeking wees. Al is dit 'n engel, maar hy verkondig iets anders, as wat die Here geopenbaar het deur die woord, laat hom 'n vervloeking wees. Daai maatstaf is vas en seker, en Christus moet die inhoud wees. Hebreërs 10 vers 25 veral is 'n baie belangrike vers wat ons maar moet onthou. Die groter konteks van vers 23 gaan oor die belydenis wat ons onwankelbaar moet vashou, dit wat die Here vir die kerk gee, en dat ons op mekaar ag gee en al die dinge wat daarmee gaan, en dan nie die onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het. Nou ja, as 'n ou die gewoonte het om kerk toe te kom, en ander mense die gewoonte om nie kerk toe te kom nie, wat is die goeie, wat is die slegte gewoonte? Watter gewoonte word negatief beoordeel deur die skrif? En by party mense is dit maar net dood eenvoudig 'n gewoonte om nie te kom nie. Daai gewoonte word gevoed deur die mense in die sentrum te sit, want ander mense sal vir jou sê, ja, ek kom kerk toe wanneer ek voel ek moet kerk toe kom. Nou, die vraag is, hoe gereeld gaan jy uit jouself uit voel dat dit tyd vir jou is om kerk toe te kom? So, moenie die onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het nie. Omdat ons weet, die tyd loop, en ons kom nader aan daardie dag, waarvan ons nou ook gesê het, dat ons Christus se dood gaan verkondig, totdat hy weerkom. En so kan ons maar kyk, veral in Handelinge, na die beskrywing van die kerk, en ons gaan sien, 'n gemeente is 'n gemeente wat volhard in die samekoms, wat volhard in die verkondiging, wat volhard in die prediking, wat volhard met 'n menslike saam wees en 'n lewe wat sentreer om die woord van die Here. Daar is nie gemeentes wat op 'n ander manier kan funksioneer as om gesentreerd te wees rondom die prediking in die erediens nie. So liturgie, en dis ons tema vir die jaar, roep ons op tot aktiewe diens. En die prentjie is van Romeinse soldate met hulle toerusting. So die woord liturgie is eintlik nie 'n kerklike woord nie, is 'n militêre woord. En dit beteken nie dat die kerk soos die weermag of soos met daardie tipe dissipline moet werk, en dat ons hier korporaals moet hê wat die ouens beskree en sê wat ook al, en dat jy in 'n militêre dissipline gaan werk in die kerk nie, maar wat ek dink wat belangrik is dat ons moet besef, hier word gepraat van paraat wees. En die erediens vandag, dink ek, is ongelooflik belangrik om ons paraatheid op te skerp.
Die toerusting en die opleiding spreek dan met ander woorde ook van self. Baie mense sê partykeer, maar hulle weet nie hoe om te getuig nie, hulle weet nie hoe om dit of dat te doen nie. En dan vra mens vir die mense, maar gaan jy kerk toe? Is jy in die erediens? Want elke erediens is toerusting. Jy is veronderstel om iets met daai erediens te gaan maak. Iets moet gedoen word, iets moet gebeur in die tyd nadat jy daardie boodskap gehoor het. So ja, die ander maniere waarop die Here met ons praat uit die aard van die saak ook belangrik. Maar hier praat ons dan nou spesifiek oor die erediens, dat ons opgeskerp word in ons paraatheid en dat ons toegerus en opgelei word om ons diensplig in die koninkryk van die Here ook te kan verrig. Ons is nie gaste op 'n gasteplaas wanneer jy aansluit by 'n gemeente nie, maar jy is soldate wat opgeroep word vir diens wanneer jy deel word van 'n gemeente. Nou ek het nou nie die hele liturgiese orde hier nie, maar ek dink as 'n mens nou kyk na die hele liturgie, dan weet 'n mens daar's soveel elemente, dit is so ryk geskakeer. En as ons 1 of 2 keer of 3 keer of 5 keer in die gemeente sing, dan het elke lied ook, selfs net die sang in 'n erediens is so ryk geskakeer. Maar elkeen van hierdie aspekte van die liturgiese orde is so ryk en so verskillend. Ek dink nie dat 'n mens kan sê dat as jy blootgestel is aan al die aspekte van die erediens, dat jy uit die erediens kan uitstap en sê ek is ongeraak nie. As jy ongeraak daarin kom, uitgaan, as jy ongeraak uit die erediens uitgaan, dan beteken dat jy met 'n hart van klip ingekom. En as jy met 'n hart van klip in 'n erediens sit, sal jy seker na 'n erediens kan sê, ek was nie geraak deur die erediens of die prediking. Prediking is belangrik, maar die prediking is ook maar 'n aspek van die erediens. En in elke aspek van die erediens moet ons die ryke ontmoeting met die Here beleef. Prof Koos het Februarie gepraat oor die erediens as die ontmoetingsplek tussen God en mens. En ek hoop, soos wat ons gevorder het met ons reeks ook tot hiertoe, dat 'n mens onder die indruk gekom het van die votum. Dat die votum nou, wanneer die erediens begin, nie maar net daai begindeeltjie is van, dis nou op jou merke, en hier gaan ons nou met die erediens. Maar dat die votum nog steeds daardie betekenis het, dat jy weet, ek word in die teenwoordigheid van die almagtige God gestel, en dan dieselfde met elkeen van die aspekte daarmee. En die grootsheid van hierdie elemente moet nie by ons verbygaan nie. Ja, die votum vat 10 sekondes. Maar die grootsheid van die votum byvoorbeeld het ons in Januarie gesien. Moet ons deur ons lewe, deur die week kan dra. Die besef dat dit die Here is wat ons roep in sy teenwoordigheid, al is dit net 10 sekondes in die erediens waarmee ons daarmee besig wees, het so ryk betekenis dat ek die grootsheid daarvan moet besef en moet oordink. As ons dan ook daarna kyk, dan moet ons sê dit is so ryk geskakeerd om my toeterus vir my lewe. En die groot vraag is hier, is die erediens afgesluit Sondag? As ek by die kerk uitstap, kerk verby, klaar, koring verby, nou is dit weer tyd om met die res van my lewe aan te gaan. Hoe loop elke deel van die erediens oor in die res van die week? En miskien is dit nodig dat 'n mens vir jouself sistematies en stelselmatig, dat gesinne dit dalk doen, vir mekaar gaan sê, kom ons oordink vandag of die komende week die votum byvoorbeeld om 'n bietjie hersiening te doen. En as 'n mens week vir week, dit gaan jou 'n paar weke vat om deur die erediens te gaan. En as jy by die seun groet of die seun aan die einde kom, dan kan jy maar weer begin by die votum, maar dat jy die erediens
en die orde van die erediens pertinent deel maak en vra, hoe rus dit jou toe vir die res van die week? Elke aspek, party weke gaan dit baie nodiger wees dat jy heel week gaan leef onder die indruk van die grootsheid van die wotum. Ander weke gaan dit dalk nodig wees dat jy heel week gaan leef onder die grootsheid van skuldbelydenis. Ander tye gaan dit nodig wees dat jy heel week gaan leef onder die grootsheid van lofsang tot eer van die Here. Maak nie saak wat ook al nie. Ons moet bietjie daarna kyk en ons moet vra, hoe rus elke aspek van die erediens my toe vir my diens in die week? En dat die erediens nie maar net iets is wat ons agterlaat as die kerk toegesluit word op 'n Sondag of ek het in my kar geklim en ek is in 'n ander ruimte, dat ek nie meer in die kerkruimte is nie. Dra ons die erediens met ons saam as die hartklop. Dink nou maar aan die hartklop weer. Die eerste hartslag stuur die bloed deur die longe om suurstof te ontvang. Die tweede hartslag stuur daardie bloed wat nou verryk is met suurstof. Ja, daar's nou nie bloed in 'n ou se hartpunte nie, maar dit stuur die bloed van kop tot tone. En kom ons dink bietjie aan die hartklop. Hoe stuur die Here my uit as ek hier verryk en versterk is as dit ware met die eerste hartslag in die erediens? En die tweede hartslag is om die res van die liggaam te gaan bereik. Hoe werk die Here? En as ek dan gegaan het en ek het my suurstof afgegee, dan kom hy weer terug om met die eerste hartslag gestuur te word na die longe toe en suurstof op te tel, om weer uitgestuur te word en die suurstof en wat ook al te dra deur die res van die liggaam. Die erediens is vernuwend deur die werk van die Gees. En ook elke aspek daarvan, as ons regtig in die grootsheid van die erediens besef, geloofsbelydenis, dis vernuwend, of skuldbelydenis, of die vryspraak, of gebed, of selfs my dankoffer wat ek gee. Elke deel van die erediens werk ook vernuwend, want dit is nie maar net 'n aksie wat ek doen nie, maar dit moet uit die hart uitkom. Dis deel van die diens wat die Here ook van ons vra, waarvoor hy ons toerus in alles wat ons doen. So elke aspek bring verootmoediging en genade. Die verootmoediging van die erediens is nie net met die aanhoor van die wet en die skuldbelydenis en daar nie, maar die hele erediens is daarop ingestel. Die votum bring verootmoediging, maar die votum bring ook genade. Elkeen van hierdie aspekte het hierdie sake in. Nou kan jy dalk seker wonder, wat gaan my volgende vraag wees, as ons dan nou so klem lê op verootmoediging. Het ons dan spesiale verootmoedigingsdae nodig? Is die behoefte van mense dat hulle kort 'n biddag vir die of 'n biddag vir daai of 'n biddag vir reën of 'n biddag vir hierdie probleem of vir wat ook al of vir die verkiesing wil hê? Is dit nie dalk 'n simptoom dat die hele erediens arm geraak het aan verootmoediging? Plaas dat die mense wat verootmoedigingsdae wil hê Sondag in die kerk is. Is dit nie so nie? En dat ons verootmoediging daar beleef, en dat ons verootmoediging nie maar net 'n af en toe enkel geleentheid in die jaar is nie, maar dat ons 'n lewe leef van verootmoediging en nuwe toewyding. Nou, ek sê nie daarmee dis verkeerd dat as daar 'n middag vir reën moet wees of vir besondere omstandighede, dan neem ons ook daaraan deel. Maar ons moet pas op dat 'n mens die klem wil laat val op daardie spesiale dae, asof ons nie elke week ons voor die Here kan en moet verootmoedig, asof ons nie elke week nuut gemaak moet word deur hierdie verootmoedigende afhanklikheid voor die Here nie.
Goed, uit die aard van die saak is die erediens saambindend. In Romeine 15 kan ons sien, dit gaan oor eensgesind onder mekaar te wees, en dit gaan oor eendragtiglik. En ek gaan nou nie op die betekenis van die woorde in nie, maar dat 'n mens ook uit een mond die Here moet verheerlik. En die gedeelte gaan maar spesifiek om ook te sê, neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het. Neem mekaar aan. En daar is 'n gemeenskap van gelowiges. Nou die hele saak van gemeenskap van gelowiges kan ons ook ure oor praat. So die erediens is nie net 'n plek waarheen individue kom om te kom sit en dan uit mekaar uit te spat soos 'n handvol albasters wat jy op die vloer gooi en elkeen spat maar in sy rigting nie. Dat hier beleef ons ook hierdie samebindendheid as ons as die sigbare liggaam van Christus ook by mekaar kom, dan mag dit wees dat die vingerpunt en die toon 'n bietjie ver uit mekaar uit is. Maar die vingerpunt en die toon moet daarom besef, ons is deel van dieselfde liggaam, en partykeer is dit nodig dat die hand en die voet ook net bietjie by mekaar gaan uitkom en gaan sê, hoor jy, dankie dat jy ons dra waar ons moet wees, of hoe dit ook al moet wees. Ons moet mekaar maar ook bietjie leer ken. Nie net, ons moet saam gebind word, en ek dink daarom is dit belangrik dat ons sommer hier ook vra, as ons na hierdie kleiner kring kyk, ken ek almal wat hier is? Is dit net bekende gesiggies vir my? Of is daar 'n naam by die gesig? En soos Dominee Leon, uit nou, watter aand was ons daar gewees het? Donderdag aand. Hy sê, as hy huisbesoek doen, dan begin hy met die goeters om vir jou te sê, waar is jy gebore? Oom Miller. Wat was jou nooiens van? Waar het jy groot geword? En dat hy sê, op daai manier weet hy van elke mens waar hy vandaan kom, wat hy gedoen het, waar hy gevorm is, wat die omstandighede van sy lewe is. So ja, leer by Oom Miller, steek aan, om ook maar daardie vragies te vra, en dat ons mekaar op die manier ook beter leer ken, want dit is wat die Here bedoel, dat ons mekaar ook moet aanneem, dat ons eensgesind en eendragtiglik moet wees, en dat ons mekaar aanneem soos wat Christus ons aangeneem het. En is dit nie wonderlik om dan die gemeente ook as hierdie gemeenskap van gelowiges te beleef, dat wanneer jy in die teenwoordigheid van medegelowiges kom, jy daardeur ook 'n versterking beleef wat jou toerus. En as 'n mens dan nou nog meer as dit kan weet, ons is saam in die Here se teenwoordigheid gewees. Ons het saam verootmoedig, ons het saam gebid, ons het saam bely, ons het saam na die woordverkondiging geluister. Ons word saam uitgestuur, dat ons ook hierdie wonderlike gesamentlikheid beleef, hierdie saambindendheid van mense wat kinders van die Here is en deur hom toegerus is. So nou is ek by die einde, Psalm 27, en as ek vinnig net dit wil uitlig, is dan in die eerste 4 verse praat Dawid oor verskillende moeilike omstandighede. Maar dat die Here die lig en die heil van sy lewe is, en vir wie sal hy vrees? So as die Here die lig van jou lewe is, en die heil van jou lewe, vir wie moet jy vrees? Om nie vrees te hê nie, beteken die Here moet die lig en die heil van jou lewe wees. Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek vervaard wees? Vervaard wees is om soos 'n hoender te pik hier en daar, en eintlik nie te weet waar om te vat en waar om te los nie. Partykeer voel 'n ou vervaard in die lewe, maar as die Here die toevlug van jou lewe is, dan hoef jy nie te wonder waar begin jy, hoe vat mense en hoe los jy nie. Maar dan moet die Here die toevlug van jou lewe wees. En so praat Dawid van verskillende moeilike omstandighede. Vers 3 praat van 'n laar wat teen hom opgeslaan word in oorlog, maar dat hy vertrou, vers 3. En dan
En daarby wil ek afsluit, as 'n mens nou dink aan Dawid en 'n mens dink aan al hierdie moeilike omstandighede van die lewe, en 'n mens sou vir jou vra, wat is die een ding wat jy van die Here sou vra, gegeewe jou omstandighede? Dan sê Dawid vir ons wat die een ding is, wat hy van die Here vra, gegeewe sy omstandighede. En dit is een ding, het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. En daai hart moet nou eintlik ook weer, hy moet nou ook weer so, hy gaan weer 'n lekker klop of 2 gee. En dit is waaroor dit gaan. So geliefdes, mag die Here, mag hy vir ons hierdie waardering vir die erediens afstof. Dis dinge wat ons weet, maar ons moet dit maar weer hoor, en ons moet die grootsheid daarvan weer beleef, en elke keer wanneer ek voorberei om in die erediens te wees en die prediking te mag hoor, deel te mag wees daarvan, moet ek voorberei word om die grootsheid hiervan te beleef. En dan kan ons ook vir mense gaan sê, kom kyk. Dan kan ons ook vir mense sê, kom kyk, hier verkondig ons nie onsself nie. Hier gaan dit om Christus, as die Here, as die koning, die gekruisigde, en daarop lê ons toe. Ons gebruik nie die erediens as 'n samekoms van mense in die naam van die Here, om mense net te laat goed voel oor hulle self nie. Ons gebruik dit nie as 'n politieke motivering of wat ook al. Ons gebruik dit ook nie net as 'n goed voel oor jouself en 'n motiveringspraatjie nie. Maar dit gaan hier oor die ontmoeting met die Here en oor die koninkryk van God wat verkondig word. So meet dit wat in ons gemeente gebeur hieraan. En as jy dit nie beleef nie, maak werk daarvan en praat daaroor. In ons kerkverband moet ons hieraan meet, en as dit nie so is nie, dan moet ons werk maak daarvan, en 'n mens moet die probleme aanspreek. En wanneer 'n mens dan ook op ander maniere, saam met ander mense ook in omstandighede kom in 'n erediens, meet die erediens daaraan. En as dit tekort skiet, waarsku mense, sê vir hulle, dat dit nie is waarvoor die erediens is. Goed, ek weet nie, ek gaan afsluit, maar dan dink ek gaan ek die ding stop, maar dan gaan ek tog maar, dat as daar 'n opmerking of 'n vraag is, dat ons tog daaroor gesels. Kom ons maak net die oë saam toe. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons die kinders mag wees. Dankie dat U as God, as Vader, in die wysheid ook vir ons 'n erediens verorden het. En dat ons vandag ook kan sê, die erediens is die hartklop van die kerk, dis die hartklop van ons gemeente. En as ons dan die plakkertjies opsit om die EKG te neem, en ons ook agterkom, miskien is ons hartklop nie so gesond, soos wat ons dit graag wil hê nie, dan vra ons, Here, werk U in ons, werk in ons binneste, rus U vir ons toe, sodat ons as U kinders kan leef met die krag wat U voorsien. Dat die hartklop van die evangelie van Christus kragtig ons lewe sal dryf. Dat hierdie hartklop ons sal stuur na die longe toe waar ons verryk word met suurstof. En dat hierdie hartklop ons sal uitstuur deur die hele liggaam om die suurstof en die voedingsstowwe te gaan aflewer en om dan weer terug te kom en weer toegerus te word.
Ons wil bid, Here, dat U met elkeen van ons sal wees. Ons dankie vir elkeen wat hier teenwoordig is. Ons dankie vir elkeen wat dalk ook op 'n ander manier later iets van hierdie boodskap gaan hê en ontvang. Wil U ook gee, Here, dat ons die draers en die instrumente hiervan sal wees, dat ons ook iets van hierdie toerusting wat ons gekry het sal kan oordra, dat ons ook ander mense hierdeur kan toerus, hulle in hulle paraatheid kan opskerp, dat ons vir onsself ook die maatstawwe het om sekuur te kan meet waaroor dit in die erediens en in die prediking moet gaan. En ons bid, Here, dat U vir ons ook sal voorberei vir die ontmoeting wat ons môre met U het. Here, dat nie net 'n enkele klein aspek van die erediens vir ons belangrik sal wees nie, maar dat ons die grootsheid van elke stap, elke deel, elke onderdeel van die orde van die erediens van die liturgie, dat ons opnuut ook onder die besef en die grootsheid en heerlikheid daarvan sal kom. Dan bid ons, Here, dat die erediens ook nie vir ons afgesluit sal wees wanneer die seën uitgespreek is en amen gesê is nie. Gee vir ons die krag sodat ons elke dag van ons lewe ook met ons lewe die amen kan bring, sodat U woord en dit wat U in die erediens met ons gedoen het, in ons lewe bevestig mag wees. Ons bid dit in Jesus naam, ons bid dit in afhanklikheid deur die krag van U Heilige Gees. Amen.